Goed, kom ons gaan aan. Geliefdes, daar kom ons bord weer aan. Kan ons dalk die laaste lofpsalm sing? 309, netjie? Het ons hom klaar gesing? Jy hom gesing. Kom ons sing hom almal saam. Kom ons sing net daai laaste lofpsalm asseblief. My lewe bly aan U gewy, o Seun van God. Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam, Psalm 118, daarvan die 12de vers. Dit is die dag, die God verhoor het, die feestdag aan hom toegewy. Kom laat ons saam bid. Almagtige, ewige God, uit ons harte loof en prys ons U naam. U is die skepper van die hemel en die aarde. U heers oor alles wat bestaan. U hou alles in stand. U is ons Here en ons God. En daarom loof en prys ons U naam. Daarom bid ons ook vir almal in ons land,
En ons bid dat U ook vir hulle verlossing gee. Here, ons maak U woord oop. Dit is U woord wat tot ons spreek. En dan voel ons as kinders besonder, want U het ons lief gehad. U bring vir ons U woord. Jesus Christus het vir ons gesterwe. Ons besef hoe groot is U wonder nie. Hoe groot is U genade en U trou. Laat ons ook vandag in besonder daarvan bewus wees. Lei U ons, Here, en gee vir ons die krag. Open ons harte vir U woord. Ons bid vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees vir ons ook U woorde verklaar en dit in ons harte bære. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, uit die woord van die Here gaan ons lees uit Romeine hoofstuk 10 en ek wil lees van vers 1 tot vers 13. Romeine hoofstuk 10 en ek gaan lees van vers 1 tot vers 13. Dit is 'n opvolg van ons preek ook verlede week wat ons uit Romeine hoofstuk 9 gehad het. Romeine 10 sluit daarbey aan. En daarom lees ek van vers 1 tot vers 13 en dan gaan ek later verduidelik hoe dit by mekaar aansluit en wat 'n besondere betekenis hierdie woorde ook vir ons het. Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. Ek kan inderdaad vir hulle getuig dat hulle God met ywer dien, maar sonder insig. Omdat hulle die geregtigheid wat van God afkom nie begryp nie en probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring, het hulle nie onderwerp aan die geregtigheid wat van God afkom nie. Die einddoel van die wet is immers Christus, tot regverdiging van elkeen wat glo. Moses skryf immers van die geregtigheid wat op grond van die wet verkry word. Die mens wat hierdie dinge doen, sal hierdeur leef. Maar die regverdiging deur die geloof word so verwoord. Moenie in jou hart sê, wie sal na die hemel opgaan, met die bedoeling om Christus af te bring? Of, wie sal na die onpeilbare diepte afdaal, met die bedoeling om Christus uit die dood terug te bring nie? Nee, wat sê dit? Hier by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons en word so verlos. Die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo sal nie beskaamd staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Ons lees tot sover. Geliefdes, ons fokusvers vir oggend is vers 9. Ek gaan vers 9 weer vir u lees. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is,
en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Kom ons sing nou eers saam Psalm 128 vers 2. Psalm 128 die tweede vers. Net soos 'n wynstok vrugbaar is in jou huis, jou vrou, en wat volg. Broeders en susters, oud, jonk, almal wat ook vanoggend hier by die kerk is en wat ook ingeskakel is. Daar is 'n woord in die Bybel wat 'n baie besondere betekenis in ons lewe het. En dit is die woord verlos. Ons kan dit dalk op die verkeerde manier gebruik en mense probeer skrik maak daarmee. Toe ek jonger was daar 'n kursus in evangelisasie wat gesê het die evangeliste moet na huise van mense toe gaan en aan die deur klop, en as hulle die deur oopmaak, dan moet jy vir hulle konfronteer met die vraag, is jy verlos? En dan behoort hulle te skrik en te begin dink oor hulle verlossing. Ek dink nie dit het baie goed gewerk nie. Of 'n mens kan kyk hoe die Bybel hierdie woord gebruik. En dit is presies wat ons vanoggend wil doen. Ek wil vir julle verduidelik hoe gebruik die skrif die woord. Verlossing is 'n baie besondere gebeurtenis in 'n Christen se lewe. En ons kan nie sommer daarby verbygaan sonder om dit goed te verduidelik nie. Die woord verlos maak ons ongemaklik voel. Veral wanneer ons die feit wil ontken dat mense op hulle eie verlore kan gaan. Ons word gebore met oorgeerfde sonde. En as ons nie uit hierdie verlore bestaan van ons geruk word deur die Here nie, dan val alles uitmekaar en gaan ons nooit by die Here uitkom nie. En dit is waar verlossing in ons lewe gebeur. Verlossing is die gevolg van die Here wat ingryp in my verlore bestaan en my uit hierdie verlore bestaan van my uitruk. As ons begin tel, dan sal ons agtergekom het hierdie woord in hierdie kort gedeelte, in hierdie 13 verse van Romeine 10, kom nie minder as 3 keer voor nie. So iets wil Paulus aan ons oordra oor verlossing. En in daai konteks wil ons dit aan u verduidelik.
In Romeine 10 is die volk Israel weer die model van ons verstaan van hoe God in ons lewe werk. Paulus antwoord die vraag, waarom sommige so min weet en tog verlos word, en ander so baie weet en nie verlos word nie. 'n Deel van hierdie antwoord het hy alreeds in Romeine 9 gegee, en dit is hoe hierdie twee hoofstukke by mekaar aanpas. Onthou, hy het gesê dat God sy kinders uitkies. En hy het gesê dat dit binne die soewereine wil van God is. Ons kan nooit die soewereine wil van God bevraagteken nie. En dat geloof deel uitmaak van ons verlossing. God kies om sy mense te roep, maar nie alle mense nie. En nou word ons vanoggend gekonfronteer met ons menslike verantwoordelikheid. Dit is waar dat God mense na hom toe trek. Dit is ook waar dat niemand na die Here toe sal kom as hulle nie reageer op God se appel op hulle lewe nie. En Paulus sê dat dit die probleem is. Ons kan nooit die wette van God gehoorsaam nie. Ons kan dit nie genoeg doen nie. Die uitstaande ding aan die begin van Romeine 10 is dat ten spyte van dat mense deur God verlos word, is daar tog iets van 'n reaksie wat ons by mense wil raak sien. En God is nooit inkonsekwent in sy keuse nie. Dit is nooit vir ons reg om te sê, as God my of jou nie roep nie, dan kan ons niks daaraan doen nie. En die manier hoe God ons na hom toe roep, is deur die prediking en deur gebed. En dis waarom ons in Romeine 10 'n baie interessante gebeurtenis of 'n aksie van Paulus raak sien. Paulus bid dat die volk Israel verlos moet word. As jy mooi geluister het, het ek ook vanoggend in my gebed gebid dat al die mense in Suid-Afrika gered moet word, of verlos moet word. Die woordjie verlos word hier genoem. En nou weet ons het in hoofstuk 9 al gehoor dat God net sekere mense uitkies om verlos te word. Een bekende theoloog en skrywer, C.S. Lewis, het dit soos volg verduidelik. Wanneer ons bid oor 'n resultaat, byvoorbeeld as ons in 'n oorlog gaan en ons bid dat die Here vir ons oorwinning gee, of as ek na die hospitaal toe gaan en daar's toetse op my gedoen en ek bid dat hierdie toetse negatief moet wees of positief moet wees, dan dink ons baie keer dat die resultaat eintlik al reeds voor die tyd deur God bepaal is. En dan wonder ons baie keer nou, hoekom bid ek dan nog? As God dan alles bepaal. In der waarheid het hy al die dinge al voor die skepping van die wêreld bepaal. Maar een van die dinge wat ons in berekening moet bring en wat regtig maak dat iets gebeur, is dalk daai einste gebed wat ons bid. Hy sê dan, hierdie theoloog, hy sê dan, hoe snaaks dit ook al mag klink, maar ons kan 12 uur deel word van 'n gebeurtenis wat al 10 uur gebeur het.
So 12 uur bid ons vir iets, wat al voor die tyd bepaal is. Dit beteken inderdaad, dat ons gebede na die tyd, 'n gebeurtenis kan beïnvloed. Paulus bid daarom sonder huiwering vir die volk se verlossing. Self al het hy geweet, dat God sekere mense in Israel verkies. Hy noem dit ook, dat hy vir hulle kan getuig, dat hulle God met ywer dien. En eintlik is dit die groot verskil tussen ortodokse Jode en die heidene van daardie tyd. Die Jode het God baie ernstig opgeneem. Die Joodse manier van lewe is rondom hulle God, rondom God gebou. God was 'n baie belangrike element in hulle hele denke. Hulle sal enigiets offer om God die middelpunt van hulle nasionale en gemeenskapslewe te wil maak. Heidene dink aan God, maar God is buite hulle verwysingsveld van elke dag se lewe. So die Jode was eintlik baie meer godsdienstig gewees as wat die heidene was. En dit wat Paulus verstom het, wat ons ook vandag verstom, is dat gewone heidene, wat nie noodwendig God gesoek het nie, hom nogtans kry. En dat Jode, met hulle ywer, met hulle gedagte dat God die middelpunt van hulle lewe is, vir hulle die toekoms ook invat, nie vrede vind en vergifnis kry en verlossing kry en met vreugde en met blydskap kan lewe nie. En die rede daaroor is dat die Jode probeer het om hulle eie geregtigheid te skep. Hulle het gedink, ons wil die wet van die Here so goed as moontlik nakom. En as ons dit elke dag meer en meer doen, dan sal dit al hoe beter met ons gaan, want dit gaan meer 'n leefwyse van ons word. En dan gaan ons meer regverdiger voor die Here staan. So hulle het hulle eie regverdiging probeer skep deur die onderhouding van die wet. Dit was vir hulle die punt. Maar wat sê Paulus, wat moet gebeur? Ons kan nie in ons eie wetsgehoorsaamheid regverdigheid skep nie. Want ons besef, ons oortree die wet nog soveel keer. Ons probeer, maar ons slaag nie daarin nie. Dit waaroor dit gaan, is nie gehoorsaamheid aan die wet van die Here nie. Dit waaroor dit gaan, is Jesus Christus. Hy is die middelpunt. Dit is waar ons verlossing lê. Nie in ons eie pogings om beter en beter te lewe nie. En daarom sê Paulus, en dit staan hier in Romeine 10 vers 8 staan dit al. Hy sê nee, wat sê dit? Hier by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En dan gaan hy verder en sê, ons fokusvers, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Hoe kom ons by verlossing in ons lewe uit? Deur gehoorsaamheid van 'n klomp wette? Nee, sê Paulus. Hoe kom ons daarby uit? Deur met ons mond te bely dat Jesus die Here is, en met my hart te glo dat hy uit die dood opgewek is. Dis hoe ons by hom uitkom. Op 'n stadium, toe die engel van die Here aan Maria Magdalena en die ander Maria by die graf van Jesus met die voorkoms van 'n weerlig en klere soos wit sneeu verskyn het hy gesê, hy is nie hier nie.
want hy's opgewek, soos hy gesê het. Dit was die som totaal van God se program om mense tot verlossing te bring en hulle te verlos. Jesus het alles gedoen. Paulus verduidelik dat Moses, toe hy die wette vir die volk gegee het, die waarde daarvan saamgevat is met een enkele gebeurtenis wat hulle geglo het. En dit het Jesus gesê in Romeine 10 vers 8. Hier by my is die woord, en in jou mond, en in jou hart. En dan ons fokusvers. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat hy opgestaan het, daai gebeurtenis, daai som totaal van ons verlossing, dan is ons verlos. Wat beteken dit verder? Beteken dit dat ons in die openbaar moet gaan staan en net bely dat Jesus die Here is? Dit ook, ja, ons moet dit ook doen. Maar dit is soveel meer. Die mond is my uiterlike. Dis wat jy van buite af sien en hoor. Die hart is my innerlike, dis my geestelike. So albei werk saam, dis 'n totale mens. Maar om te bely dat Jesus die Here is, beteken dat ek bely dat die Here in beheer van my lewe staan. Hy's my Here. Hy's die begin van my lewe. Hy's die einde van my lewe. Hy bedoel dat die mond eintlik maar net die simbool is van my bewustelike erkenning van dit wat ek in my hart glo. En dit beteken dat Jesus eintlik die Here is van ons verlede. Hy's die Here wat ons sonde vergewe. Maar hy is ook die Here van ons van ons hede. Met ander woorde, hy is die een wat hier by my is, wat in ons bly en op elke vlak van ons lewe vir ons lei, wat vir ons rigting gee, wat ons lewe beheer. En hy is die Here van ons toekoms, wat ons in heerlikheid met hom saamvat. Hy is die Here van die lewe, die Here van die dood, die Here oor alle dinge. Jesus het self gesê, na sy opstanding, hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Met ander woorde, as ek sê, die Here Jesus Christus is my Here, sê ek, hy is in beheer van alles wat gebeur. Wat in die verlede gebeur het, van my verlossing, hy is ook in beheer van elke dag van my lewe, dat hy my bystaan, dat hy my krag gee, dat hy vir my 'n toekoms gee, dat hy my lewe regeer. En hy is die Here van die toekoms, dat hy ook my verlos. Petrus het in Handelinge 4 vers 12 die woorde gesê, daar is ook deur niemand anders kan daar verlossing kom nie. En daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee, waardeur ons verlos kan word nie. So verlossing is Jesus Christus. Daai gebeurtenis waar hy opgestaan het uit die dood. Waar hy beheer neem van my hele lewe, en waar ek het ook in sy hande plaas en erken met my mond dat hy in beheer is van my lewe. Dit is waar ons moet uitkom. En dan skryf Paulus verder,
dat God hom ook uit die dood opgewek het, en dit moet ek ook glo met my hart. Daardie moment as ek met my hart glo, doen God iets in my lewe. Geen mens kan dit doen nie. God kan doen dit. Ek kan nie net sê, maar Jesus Christus het my verlos, en ek reageer nie op daai verlossing nie. En ek bely nie dat Jesus die Here van my lewe is, in beheer van my lewe nie. En God maak dit vir ons moontlik om as regverdiges voor hom te kan kom staan. Hy het jou lief, en hy gee die Heilige Gees in jou lewe. Hy maak jou 'n kind. Hy maak jou sy familie. Hy gee vir jou 'n erfenis vir ewig. Dit is verlossing. Dit is om deel van God se bevryding van ons sonde te wees. En dit is interessant dat daar nie in die Bybel staan dat mense gevra word om te glo dat Jesus verlosser is nie. Ons moet eerder glo dat Jesus die Here van my lewe is. En dan word hy my verlosser. Dis God se werk om daai verlosser te word in my lewe. Jy aanvaar nie Christus as 'n verlosser nie. Jy aanvaar hom as die Here van jou lewe, as die een wat in beheer is van alle dinge, insluitende jouself. En wanneer jy dan op daardie punt van jou lewe uitgekom het, wanneer jy met jou hele hart en menswees reageer, dan sê God dat die werk van verlossing ook in jou lewe voltooi is. En dit kom ons sekerlik eers aan die einde van ons lewe by uit. Dit is God se wonder. Dwars deur die Bybel word ons gekonfronteer met een groot vraag. En dit is wat ek wil hê moet ons vanoggend ook voorkom staan. Is Jesus die Here van jou lewe? Is hy jou Here? Erken jy hom waar God hom gesit het? As koning van die hele aarde, as die Here van alle heerlikheid, die een wat in beheer is van alles. En wanneer jy dit doen, sal jy nooit beskaamd hoef te staan nie. Romeine 10 vers 11. Dan sal ek nie teleurgesteld staan nie. Kom ons sluit vanoggend se erediens af deur saam te vat wat ons in die preek van vir u probeer verduidelik het. Bid, soos Paulus, vir alle mense dat God hulle mag verlos. Maar in besonder ook vir jouself en hulle om jou. Want in ons gebede kan ons vir iets vra waarvan die resultaat reeds vas en seker staan. My gebed is deel daarvan. Bely met jou mond dat Jesus die Here is. En lewe so omdat hy in beheer staan van alles wat in jou lewe gebeur. En glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het. En jy sal nooit in jou lewe beskaamd hoef te staan nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, dat U ons Here is. En ons wil dit met ons mond bely. Ons wil erken dat U in die beheer van ons hele bestaan is. Ons is in alles afhanklik van U. U is ons Here en U is ons God. Daarom bid ons vir almal se verlossing. Here, as dit U wil is, bring U kinders na U toe. Verlos hulle van hulle sonde. Ons besef, ons as mense is swak.
Ons eie dade is nie goed nie. Ons kan nie ons eie geregtigheid bewerk nie. Maar u genade is groot. En in Jesus Christus vind ons verlossing. Ons bid vir medegelowiges. Ons bid vir die wat siek is, vir die wat swaar kry. Ons bid dat u vir elkeen ook genade en krag sal gee. Here, wees u die genadige God in ons land. In die sin bid ons vir ons leiers. Ons weet daar is baie spanninge. Daar's baie onheil. Ons hoor van mense wat ontvoer word en wat lospryse moet betaal. Ons hoor van misdaad. Ons hoor van korrupsie. Ons hoor van mense met eie belang. En ons bid vir u genade. Ons bid dat u harte verander. Dat u verkeerde dinge na vore bring, sodat daar teenoor opgetree kan word. Ons bid vir u leiding. Daarmee saam erken ons, u is Here. U is in beheer van dit wat ook in ons land gebeur. Lei ons daarin en gee vir ons krag en genade. Ons bid, Here, dat u woorde ook vir ons vanoggend versterk. Help ons om altyd in die erkenning te leef en te bely wat u wil hê ons moet bely. Ons bid vir die uitdra van u woord, die uitdra van die evangelie. Laat dit baie harte verbly. Laat dit mense tot bekering in u bring. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons het gesê dat ons moet bely dat Jesus die Here van ons lewe is. Maar kom bely nou saam met my, ook dat ons in die drie-enige God glo. Dat hy ook die skepper van die hemel en die aarde is, maar die verlosser en die Heilige Gees. Kom bely saam met my ons apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, geloofde in Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ek wil vir u 'n gedeeltjie lees uit die Nuwe Testament wat ook iets sê van die wet van die Here, en ek gaan lees 1 Tessalonisense 1 van vers 1 tot vers 10. Het gaan oor danksegging. Ons dank God altyd oor julle almal wanneer ons aan julle dink in ons gebede. Oor God ons Vader. Onthou ons onophoudelik die uitwerking van julle geloof, die moeitevolle inspanning van julle liefde en die standvastigheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, julle vir wie God lief het, ons weet van julle verkiesing. Want ons evangelie het nie alleen deur die woord nie, maar ook met die krag en deur die Heilige Gees en in volle versekering na julle gekom. Net so weet julle hoe ons optrede by julle was, tot julle voordeel. En julle het ons voorbeeld gevolg, en die van die Here, nadat julle die woord ten spyte van groot verdrukking, met blydskap van die Heilige Gees ontvang het,
met die gevolg dat julle 'n voorbeeld vir al die gelowiges in Macedonië en Agaia geword het. Die woord van die Here het immers van julle af, nie net in Macedonië en Agaia weer klink nie. Julle geloof in God het inderdaad na elke plek versprei. Gevolglik het ons nie nodig om meer iets daaroor te sê nie. Hulle self vertel ons van die besondere ontvangs wat ons by julle gekry het, hoe julle omgedraai het na God, weg van die afgode, om die lewende en die ware God te dien, en om sy seun, wat hy uit die dode opgewek het, uit die hemele te bly verwag. Jesus, wat ons red uit die oordeel wat kom. Ons lees tot sover. Kom ons sit nou so, dan sing ons saam Psalm 501 daarvan, die eerste en die tweede verse. Ek het toe wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind. Die woord wat my van ramp behoed het. Kom ons sing dit saam. Geliefdes, u gaan nou geleentheid kry vir die diens van barmhartigheid. En daarna sing ons van Psalm 30, die eerste en die 8ste vers. Ek gaan dit nie herhaal nie. Psalm 30 vers 1 en 8. Ek sal met my hart en mond, o Heer, u roem verkondig en u eer. Psalm 30 vers 1 en vers 8.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en dan gaan u met vreugde en met vrede in die hart na u huise toe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met elkeen van u. Amen. Geliefdes, ons het net die volgende afkondigings. Die kollekte vanoggend onder die erediens was vir die diens van barmhartigheid en by die deure gaan ons dit gee vir sendingwerk. Ons vra dat u ook in die gebede dink aan al ons siek lidmate, die wat behandeling ontvang, die wat verswak is, die wat by die huis besig is om te herstel na operasies. Ons weet Martie Coetzee is in Pretoria vir behandeling en Betsy Brits is nog in die hospitaal. Bid ook vir hulle in u gebede. Oom Louis is uit die hospitaal ontslaan, Louis Strydom, na sy operasie, hy sterk ook by die huis aan. Dit is skoolvakansie en ons gaan nie na die erediens 'n tee skink vanoggend nie. En ons vra, ja, hier is nie baie kategete vanoggend in die kerk nie, ons sal maar volgende Sondag weer hierdie versoek herhaal. En dan 'n motorwag is op diens en 'n donasie kan in die silwerkassies by die deure geplaas word. Baie dankie.